Dankie wonderlike Here dat ons oor die grootheid kon sing. Dankie vir die versekering dat U by ons is, dat U vir ons wil sê wees rustig. Heilige Gees, wil U dan met ons praat, woord vir ons oopmaak. Mag ons hoor, mag ons geleer word, mag ons vol raak van die lewe wat U in gedagte het. Mag U met ons bereik wat U beplan het vir vandag. Ons bid dit in verwagting. Amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons sing hierdie lied waar ons vir hom vra, Gees van God, breek nou vanmôre vir ons die woord. Maak die woord vir ons oop, dat ons daardeur gevoed gaan word. Ek wil so 'n paar skyfies wil wys as inleiding van die boodskap vanmôre. En as ons nou na hierdie inleidingsboodskap geluister het, dan kan ek amper veel sê, dis hoe die kerk werk, behoort te werk, en dan kan ons amper sê amen en huis toe gaan. Maar ek wil saam met julle gaan lees hoe die Bybel vir ons sê hoe dit goed werk en hoe dit behoort te werk en dat ons onsself gaan meet aan wat God se plan is, hoe God ons wil inskakel en dat ons onsself kan afvra vanmôre, is dit, gebeur dit so, soos wat God dit in gedagte het, en dat ons hoor wat die Here vir ons wil sê, wat moet ons hiervan maak. Ons weet almal, water is die bron van lewe. Sonder water is daar groot probleme. Sonder opgaar van 'n massa water is die hele wêreld in moeilikheid. En oral in ons land is daar sulke groot, massiewe damme waarin daar geweldig baie water opgegaar word. Hierdie water is die lewensaar van ons hele land se bestaan. Vir plant en dier en oeste en vir my en vir jou om te drink om te lewe. So hierdie geweldige bron van water sien ons daar. Maar hierdie bron wat daar is, en daar by mekaar gemaak word, moet uiteindelik by my en jou uitkom. So hier is hierdie geweldige groot infrastruktuur. En dan kom ons by die volgende een. Dan sien ons dat daar
kanale gebou word en pypleidings aangelê word en so kom hierdie water, ons sien oral langs daai kanale, oral in die wêreld lyk dit so, as daar landerye, vrugtebome, groente, vrugte, wat dit ook al mag wees, en dit word uit hierdie kanale uit nat gelei. Sprinkelbesproeiing, waterpypleidings, so gaan dit in die wêreld in, om uiteindelik dan vir ons die oeste en die lewe voor te sit. Dan gaan dit verder. Dan kom hierdie water hier by die dorp se reservoir uit. En die ou torings, die dorpies wat klein was, hier moet so 'n torentjie genoeg water gehad. Nou is daar groot waterdamme. Al hierdie infrastruktuur moet in stand gehou word. Die damwal, daar moet in stand gehou word. Die kanale en die pype moet in stand gehou word. Die pype waardeur hierdie goed moet beweeg, en ons weet as hierdie goed nie gebeur nie, is dit chaos. Ons weet as al hierdie dinge in plek gehou word, dan kom die water nie by die dam uit nie. Weet ons, sien ons hoe gebeur dit. Ernstig as iemand nie hulle werk doen nie, dan is daar 'n probleem. Dan kom daar nie by ons water uit nie, of dit nou onderhoud is wat nie gedoen is nie, of dit rekenings is wat nie betaal is nie, en of dit damme is wat lek, en of dit pype is wat lek. En so sit ons met hierdie dinge, groot stuk chaos, instandhouding, infrastruktuur, verantwoordelikheid. Dan kom ons by die volgende, en daarvan af gaan dit in ons dorpe en ons huise in. Dit kom in 'n kraan, dat ons kan drink, uiteindelik die lewe. Ons het die water ook nodig om van te lewe. Al hierdie goed in plek gesit. Weereens, as die infrastruktuur nie onderhou word nie, dan kom dit nie by die kraan nie, dan kom dit nie in die glas nie. As dinge nie gedoen word nie, dan sien ons gebeur wat by ons gebeur, en ons sien hoe sukkel ons om water te kry, is nie eens oral nie. Verantwoordelike mense, wat aangestel word, aangestel word om verantwoordelikheid te neem. Ons sien korrupsie en die feit dat mense nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, infrastruktuur stort in duie, en dis chaos. Wat is die prentjie? Water, die bron van lewe, wat op soveel maniere en strukture uiteindelik vir ons lewe moet skep in die landbou, uiteindelik by ons huise om te bad, om te drink, om te lewe. En ergens in hierdie prentjie is daar mense wat verantwoordelikheid moet neem, sodat hierdie dinge loop, soos wat dit moet loop, dienslewering, dat alles presies so kan gebeur. Hierdie is die prentjie ook, wat God vir ons wil gee oor die kerk. Dat ek dink wat ons hierdie prentjie moet onthou, as ons aan onsself dink as die kerk van die Here, en die wêreld daar buite in al sy nood, hoe God in hierdie wêreld homself as die verbondsgod en die versorgende God wil sien, en hoe hy infrastruktuur in plek gesit het, sodat almal versorg kan wees. En mense wat verantwoordelik is om te sorg dat die versorging en die instandhouding van God se kerk en God se wêreld kan gebeur. Ek het nie kyk vir ons dan volgende skyfie. Die prentjie waarna ons gaan kyk is hier in Esegiel, die simbool van die tempel waar water uitkom. Ek het nie die hele skrif lees nie, dit sou vir ons baie skyfies gewys het, want ek wil 'n hele paar gedeeltes moet dit lees. So ek gaan gedeeltes vir julle so uitlees, hier so die Bybel uit. In Esegiel 43 sien ons hierdie goed. Nou dis visioene wat Esegiel sien. Die eerste een in hoofstuk 43, tweede een in 47. Nou heel eerste, miskien moet ons net daarby begin onthou, die tempel was altyd gesien as die simbool, as daar 'n tempel was, dat God by sy volk was, want dit was God se woonplek. God het die hemel tussen sy mense kom woon in die tempel. Solank die tempel gestaan het, het hy gesê, daar's my troon, daar sal dit wees by julle, om julle te versorg. Maar die situasie was nou hier, en ons lees dit dikwels dat die mense God verwerp.
en dat die tempel afgebreek word, dan dat God toe dat tempel afgebreek word, en sê, ek sien my hier nie, of God sê, kom trek my hieruit, want julle wil my in elk geval nie hier hê nie. Nou kry ons hierdie visioen van die tempel wat leeg was. Nou kom hierdie visioen dat God sê, kom terug na 'n wêreld toe wat leeg en stikkend is. Nou sê hierdie visioen, hy sê, 'n man het my na poort toe gebring wat oos gekyk het. Hy sê, toe sien ek die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige verskyning het die aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het, toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook die gesig wat ek by die rivier gesien het. Ek het plat geval. Nou sê hy, die magtige teenwoordigheid van die Here het die oospoort na die tempel toe beweeg. So, die stad was daar, en deur die poort sien ek hierdie visioen, die God se teenwoordigheid wat na die tempel toe beweeg. So God kom sê, ek kom terug na julle toe, na my tempel toe. Die magtige teenwoordigheid van God het na die tempel toe beweeg. Toe die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Hy sê, terwyl die man met die meetstok langs my staan, hoor ek iemand met my die tempel uitpraat. Hy het vir my gesê, mens, dit is die plek waar ek my troon het, waar ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete. So God kom terug na sy tempel toe, na die mense toe, en sê, hier is my troon. Dis die eerste visioen. So God kom terug. Dan lees ons in hoofstuk 47, hy sê, die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. So sien ek, daar kom water onder die tempel se drempel uit, aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk, die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit, en om na die buitenste oospoort. Daar syfel die water toe reg langs die poort uit. Die man het oos gestap, en die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet, toe laat hy met deur die water loop. Dit was enkel diep. Nog 500 meter, weer deur die water geloop, knie diep. Nog 500 meter, by my heupe, nog 500 meter, toe was die water 'n stroom wat ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat die mense moes swem. Dit was 'n stroom waar mense nie kon deurloop nie. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe, af na die Jordaanvallei, daar waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die water, waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere, sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe, en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, en net so baie. Weerstand op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlek nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand vrug dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrug sal daar wees om te eet, en die blare om genesing te bring. So dis die woorde wat ons hier hoor. God wat hierdie visioen gee, om te sê, hier is die tempel wat leeg was. Ek kom na die mense toe wat my nodig het. Al dieper en dieper sal die water sy begin vloeide word, al meer en meer en meer. Hy sien bome weerskante, soos ons daai prentjie sien van die kanaal. Langs hierdie stroom sal dit groei en daar sal vrugte dra. Uiteindelik loop dit in die dooie see in, en ons weet die dooie see is morsdood, want hy het nie uitloop nie. So alles wat daar inloop, en dan kom die water na verdamp dit, en die sout en alles bly agter, en so die dooie see plek geword
waar daar geen lewe is, geen koraal nie, geen plant, geen dier, niks, mors dood. Hierdie prentjie sê God kom na sy tempel toe, hy maak dit sy woonplek. God kom na mense toe, 'n stuk in 'n wêreld, en hy sê, kyk hoe lyk dit deur julle keuse en julle optrede. Maar ek kom terug. In genade kom ek terug. Die nuwe boodskap wat nou hier gebeur, sy teenwoordigheid kom hier. Hy sal daar wees. Maar dan vloei hierdie ding voort en sy teenwoordigheid gaan nie net in die tempel bly nie. As jy daar gaan water uitloop. So God se teenwoordigheid, hy sê ek wil die wêreld gaan vul. Stefan Joubert het 'n wonderlike prentjie gehad. Hy het geskryf en sê God se woonplek was aanvanklik in die hemel. Toe maak God sy woonplek in die tempel. Maar uiteindelik het God besluit om sy woonplek ook verder te maak. En hier is nou die simboliek hiervan, dit is nou pragtig hoe dit sê. So ons kry nou iets niets. God kom in die hemel na die mensdom toe, en hy kom in 'n tempel, daar kan hulle ontmoet. Die mense kom nie daarby uit nie, en God besluit dat hy weier gaan uitbeweeg na die mense toe. En so kom hierdie simboliek uit die tempel, en die troon stroom die water na buitekant toe, beweeg buitekant toe. God beweeg uit. En oral waar God dan kom, bring hy kragtige verandering. Ons sien hierdie ongewone iets. Normaalweg het hier groot stroom, die water wat daar by daai dam uitkom in al daai sluise, en dan kom hy uit en so verdeel hy klein stroompjies toe, klein stroompjies soos ergens uitkom. Maar hier sien ons iets anders, dat God met sy kerk en sy teenwoordigheid hier wil kom sê. 'n Klein stroompie wat hier uitkom. Hoe verder het beweeg, hoe dieper word het, hoe groter, totdat uiteindelik soos jy kan nie meer dan loop nie, jy moet swem, al sterker, al groter, waarheen gaan hierdie stroom? Na die woestyn toe, na die dooie see toe, daar waar niks leef nie, daar waar dit doods is, daar waar dit gedaan is, oor die muur is, niks is nie. Hierdie visioen, dit wat dood is, sal lewend word. Dit wat woestyn is, waar niks groei nie, daar sal 'n vrugte wees. Op pad na hierdie dooie see, die vrugtebome op die walle, wat nooit sal opraak nie. Nou sien ons so pragtig hierdie beeld uiteindelik uitloop in die Nuwe Testament, want dit sluit aan by dit wat die Here Jesus kom doen het. Hierdie stroom wat uitbeweeg, wat uiteindelik kom werklikheid word in die verhaal van die koms van die Here Jesus in hierdie wêreld. En dan sien ons die verhaal, hoe Jesus dit so mooi duidelik hier kom deurtrek, in sy verhaal van die gesprek met die Samaritaanse vrou, daar by die put, onthou julle, Jesus daar, hierdie Samaritaanse vrou kom daar, Samaritaan, nie deel van die Jode nie, was vyandskap, vreemde mens, en hy kom by haar en hy vra vir haar, sy kom water skep, het niks om te skep nie by die put nie, en hy vraag, wil jy nie vir my ook 'n bietjie water skep en gee nie? So is dan die hele gesprek, en uiteindelik kom die gesprek by die punt uit dat Jesus vir haar sê, elkeen wat drink van hierdie water wat jy uit hierdie put uithaal, sal weer dors kry. Ons maar weer en weer moet terugkom. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek sal gee, sal nooit weer dors kry nie. Hierdie water sal in hom opborrel soos 'n fontein wat vir hom die ewige lewe sal gee. Die impak van die Here Jesus. Die stroom wat van God afkom, God se genade, God se ingryping in die wêreld. Hy is die bron, die tempel, uit die tempel beweeg dit uit. Die Here Jesus wat die stroom word, waardeur God in hierdie wêreld beweeg. En sien hoe God betrokke raak
en die vrug bring en die voordeel vir almal bring. Die Here Jesus wat mense se wêreld raak, fisies, emosioneel, geestelik. Hy gee vir die mense wat honger is kos langs die pad. Die brood en die vis waarmee hy massas, duisende mense kos gee. Oral mense wat hy langs die pad kry, wat siek is, wat hy gesond maak, blindes laat sien, krepeles laat loop, dooies uit die dood opwek wat weer lewendig maak. En hy praat met hulle oor die koninkryk van God, as hy vir hulle ook die pad bedui, sê waaroor al hierdie goed gaan. Die lewe, meer is net hierdie lewe. Die lewende water, wat in die Ou Testament uit die tempel uitgeloop het, dit wat van God afkom, loop in die Nuwe Testament in deur Jesus Christus, wat na die mense toe gaan. Die stroom van God, wat al sterker word, nie kleiner nie, al sterker, al groter, al magtiger, is hierdie stroom wat in Jesus Christus die werklikheid word, in die Nuwe Testament in. In die Ou Testament kon jy slegs by God uitkom as jy by die tempel uitgekom het. In die Nuwe Testament, as jy by Jesus uitkom, dan kom jy by God uit. Hoef nie 'n tempel toe te gaan nie. Jy kan by Jesus uitkom. Jesus sê, Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en kom drink, sonder geld, verniet. Die een wat in my glo, is soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die lewende water vloei nie meer net uit die Ou Testamentse tempel nie, ook nie net uit Jesus nie, maar ons hoor, as jy aan Jesus Christus behoort, dan vloei die lewende water uiteindelik ook uit jou en my. So hierdie boodskap hoor. Uit God. En dan hoor ons nou hierdie nuwe woonplek. So skryf Stefan hier, en hy sê, God se woonplek in die hemel, of sy woonplek in die tempel, of sy woonplek nou in my en jou. God se woonplek word nou in my en jou. En nou skryf Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 16 en in 1 Korintiërs 6 vers 19 hierdie woorde. Kom ons kyk net wat sê Paulus oor dit. Hy sê ons word nou sy woonplek, 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. 3 vers 16 en 6 vers 19. Hy sê, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Paulus sê, nou is ek en jy God se woonplek. Sê ons hier groter. Die boodskap van die Nuwe Testament word dus nou, dat ons nou die bron behoort te wees vir die lewende water wat by die mense trek. Uiteindelik is ek en jy die dorpse opgaardam. Uiteindelik is ons as die kerk en die gemeente daardie watertank wat by die dorp en die mense by die huise moet uitkom sodat hulle dit kan hê. Ek en jy is die verantwoordelike mense. Ons is nou geroep om die werk van die Here Jesus te gaan voortsit volgens sy voorbeeld. Dit is nie vir ons se keuse nie. Dis ons opdrag, dis God se patroon, dis God se wil, dis hoe God werk. Dis nou my en jou taak met die Gees van God wat in ons woon, die teenwoordigheid van God, om met ons teenwoordigheid mense te gaan opbou, om vir hulle genesing te bring, om God se pleister te wees vir die seer van die wêreld rondom ons. Nou kyk ons na die goed, dit lyk vir ons onmoontlik. As ons na ons wêreld kyk, die stukkend, en ons kyk nie eens weg nie, ons kyk net na ons dorp en al die chaos, dan dink ons, wat sal ons nou dan kan doen?
God sê vir ons, dis die prentjie. Jy kyk in jouself en jy vra, hoe op die aarde kan ek dit doen? Maar dan moet ons hierdie prentjie kyk, die krag, die bron wat hierdie dinge verander. Ek en jy moet nie die krag maak nie. Ek en jy het nie die towermiddels nie. Ek en jy moet nie die produk ontwikkel nie. Die magtige teenwoordigheid van God kom na die wêreld in die tempel. Dit vloei uit die tempel uit. Dit vloei met die kanale en die pypleiding uit. Dit kom na die opgaardamme, na die kerk toe. God se magtige teenwoordigheid. Dit is wat ek en jy moet gaan deel. Nie my woorde, my gawes, my bevoegdhede nie. God sê die goed is klaar daar. Ons kla oor die infrastruktuur in ons land, ons kla oor die infrastruktuur oor ons munisipaliteit, ons kla oor al hierdie goed, maar as ons kyk hoe ons God se koninkryk bestuur, dan sien ons maar as ons vreeslik ver van die ANC af. Hoe lyk God se koninkryk? Wie bestuur ons? Kan nie die ANC daarvoor verantwoordelik hou nie. Ons kan nie die munisipaliteit verantwoordelik hou vir hoe ek en jy ons gemeente bestuur en ons omgewing en ons mense bestuur nie. Ons kla oor diensleweringe, mense wat korrup is en agteroor sit en niks doen nie. Nou kyk ons na God se koninkryk en ons sien hoe ons wat die bron is, wat God wat vir ons die reservoir maak, die opgaartank van die dorp en sê vir ons, dis alles vir julle, dat dit loop. As ons die pype is verstop, die pype lek, dan lyk ons soos die dooie see, dan kom in, ons het Sondag vir Sondag hier in die kerk, en daar gebeur net mooi niks in ons huise, in ons dorp, in ons families. Daar is nie hoop nie. Want ons kyk in onsself vas, en sê, wat kan ek toch daaraan doen? Hierdie prentjie kom sê vir ons, die groot bron, daai klomp water wat in die Vaaldam en al hierdie damme is, met die kanale en die pype kom tot by ons dorpe, tot by ons watertanks en dit moet terugkom, tot in ons huise, tot in ons krane. Daar is verantwoordelike mense en so sê God, my magtige teenwoordigheid moet oral deurkom en julle, ek en jy, moet die kerk wees, wat die infrastruktuur in stand moet hou en wat moet sorg dat dit by die huis kom, by my man, by my vrou, by my kinders, by my familie, by my skool, by waar ek ook al is my en jou verantwoordelikheid. En ek dink is tyd dat ons van onsself sê, ons maak so maklik wat ons vingers wys. So maklik. Ons is nie hier vanmôre om net vir onsself te skep nie. Ons ry by mense verby wat hier langs pad sit, hulle swerk daar in die tuin of hulle steek so lank 'n vuur aan, of hulle draf hier ergens langs die pad en ons skud ons koppe oor die mense. Nou ons kom hier toe, ons gaan terug en ons het alles wat hierdie wêreld kan verander en ons vat dit net weer saam huis en ons word die dooie see, dit vloei in ons lewens in. Ons gaan nie in Bybelstudie toe om vir onsself slimmer te maak en meer te leer. Ons lees nie met ons Bybels om vir onsself 'n bietjie pad te gaan soek nie. Nie net vir onsself nie. Ons is hier om toegerus te word. Ons is soos ware hier 'n raadsvergadering, die munisipaliteit, die regering, plaaslike regering van God in hierdie dorp. Ons is hier by mekaar om toegerus te word, gemotiveerd te raak, kanale oop te hou, instruksies te ontvang, opgebou te word, om saam te drink, saam te vul, mekaar op te doen, sodat ons kan deurgee en dat ons kan gaan diens lewer in God se koninkryk na die mense toe wat hy vir my en vir jou, waaroor hy ons aanstel verantwoordelik maak. Ek en jy is deel van die span wat God gekies het. Toe hy deur sy Heilige Gees vir my en vir jou Jesus laat sien het. Om sê, ek bring vir jou iets nuuts. Ek bring vir jou die lewe. Ek maak die pyp tussen my en jou skoon, sodat die water kan vloei tot binne in jou. Hy het ons gekies, toe hy ons deur die Heilige Gees voor Jesus Christus laat buig het. En al wat God nou vir my en vir jou vanmôre kom vra,
is bereidwilligheid om na onsself te kyk en dinge te gaan regmaak, sodat ons kan begin om te gaan diens lewer, God se teenwoordigheid te laat kom by mense wat nie hoop het nie, wat stikkend is, wat moedeloos is en koersloos laat. God sê, jy hoef niks te skep nie. Jy moet net 'n oop kanaal wees. Jy moet gehoorsaam wees. En ek vra vanmôre vir my, is jy bereid om te gaan diens lewer? Amen. Ons het die geleentheid, kom ons staan en sing ons lied 308, sy 5 verse. Hier is die lied waarmee ek nou vanmôre kan sê, Here, ek is bereid, ek verklaar my bereid. So, as jy bereid is, sing dan saam. En sê dit vir hom, neem my lewe, neem alles wat ek het en gebruik dit, sodat ek daarmee die diens gaan lewer wat U vir my vra.